Hallo julle, Hallo almal. steeds in adventstyd en waar ons stil staan by sekere temas wat baie kenmerkend van die adventstyd is en waar ons vandag 'n bietjie by vrede wil stil staan en daarop wil fokus. Ja, ek dink as ons dink aan vrede dan wil ons sê kan daar vrede wees. 'n Mens veral hier in Desember of oplopend na Desember toe is die jaar gewoonlik verskriklik onrustig en besig en halfmal. So dis op 'n een vlak 'n tipe vrede, 'n tipe Ja. rustigheid. Ja. Sê vrede met rustigheid. Vrede in jou gemoed Vrede wat in jou nie gemoed. altyd daar is nie. Ja, einde van die jaar, baie mense beleef dit as 'n baie moeilike tyd, 'n moeilike emosionele tyd. So in baie opsigte wonder 'n mens hoe mens vrede by Advent bring. En dit is opvallend as 'n mens nou daarmee begin besig raak en 'n mens begin daaroor te dink, dan is daar vir my in baie opsigte 'n spel tussen lig en donker. Wat ook sterk daarin na vore kom, waar die donker die onvrede is en waar lig wat inskyn in die wêreld so 'n belangrike tema is wat daarmee saamgaan. Want soos ons sê, daar is nie altyd vrede nie in ons eie gemoed nie, maar as ons mooi daaroor dink, wanneer Kersfees aanbreek, hou alle oorloë nie op nie. Daar is steeds kinders wat verwaarloos word. Daar is steeds onreg. Daar is steeds baie seer wat versprei word. Ja, soos in jy die sê, daar's proses. baie donker, daar's baie Ja. swaar, daar's baie onrustigheid, onvrede. En dikwels wanneer 'n mens dan en ek dink 'n mens moet op 'n punt kom, want dit is amper asof ons in Kersfees ingaan en ons sê dis die vredevolle tyd en alles daarmee saam. Dit is soos 'n groot staf wat geswaai word en alles is vir 'n oomblik amper gebaai in baie mooi sagte lig en swaan. En dit is nie heeltemal so nie. Daar is wel 'n gevoel van mooi ook oor Kersfees. Maar ek dink waarom ons regtig in alle eerlikheid na Kersfees en hierdie tyd en in ons wêreld moet kyk en sê daar is altyd donker. Dit is een van die misteries van hierdie lewe. Daar is wat maak ons daarmee? Ons kan, omdat dit ons gemaklik laat voel, ons kan sê donker is nie donker nie. Of ons kan ook sê of die vraag is eintlik, is die teenoorgestelde van donker vrede? Moet daar vrede oral wees en in alles wees voordat ek vrede kan voel? Ek glo nie. Nee. Want dit is 'n onrealistiese soos wat jy sê, daar gaan altyd hierdie dinge wees. Altyd dinge in die lewe, in die wêreld wees wat dit moeilik maak om innerlike vrede te voel. Dis reg. So op 'n manier moet 'n mens binne in jouself, in jou omstandighede. Ja, want partykeer kan 'n mens so in 'n opstand kom en so te velde trek teen die donker, teen die onvrede, dat 'n mens amper deel van die probleem raak. Ja, en jy eintlik glad nie die lig wat daar wel is sien nie. Nee, of die lig wat daar wel is nie. Ja, dat jy nie die lig bring nie. Dis reg. Ja. Dis reg. Ja. Want dit is vir my so mooi hierdie hele kwessie van redding, 'n verlossing, beter lewe, alles wat daarmee saam hoop wat daarmee saamgaan. As 'n mens in Psalm 85 is nou maar een van die psalms, kyk hoe dit bymekaar gebring word, waar daar hierdie pleit is waar daar gesê word, Here, wil U nie weer dinge vir ons beter maak nie. En dan daar in vers 10 en vers 11 waar daar gesê word,
geregtigheid en vrede omhels mekaar. Hulle kom by mekaar. So dis gekoppel daaraan. En wat ons eintlik moet doen is ons moet die lig leer herken en ons moet kanale vir daardie lig wees. So dit vra baie van ons. Ja. Ja, ek dink die wanbegrip of die wangeloof dat dit moet altyd goed gaan. Ja. En ons skop teen omstandighede wat ons baie dikwels nie iets aan kan doen nie, of wat uitvloeisels is van besluite, of dit kan na albei kante toe gaan. Dit kan een of die ander wees, maar die skop daarteen die hele tyd is die nie aanvaarding van 'n situasie vir wat dit is nie. Is dikwels die rede dat ons nie vrede voel nie. Ja. En die aanvaarding van wat is, beteken nie jy keer dit goed nie, beteken nie jy gee jouself oor daarin nie, maar dit beteken dat jy in daai situasie kan bring wat vir jou moontlik is om te bring. Dis reg. En daarin is jy nie alleen nie. Dis hy. God is nie net in die situasie wanneer dit goed gaan nie. Ja. Of dit is nie net God wat inkom en 'n situasie beter maak en dan het ek vrede nie. Dis reg. Dit is ek wat God bring, of daai energie van, of soos jy sê, die lig van positiwiteit, die lig van aanvaarding, die lig van liefde. Van liefde, wat in 'n situasie wat ons moedeloos maak, die verskil kan maak. Ja, want dit mag wees dat 'n mens iemand teekom wat regtig 'n baie moeilike persoon is en wat die lewe, en wanneer ons op 'n sekere manier kan optree, nie deur dit goed te praat nie, maar met begrip kan optree, 'n kanaal kan wees, kan dit verligting in 'n situasie inbring. Ek dink ons moet versigtig wees om te sê wanneer ons oor vrede in Kerstyd praat, dat dit amper 'n sjokoladedeksel prentjie is. Dis nie dit nie. Ja, ek meen as die engele nou kom en hulle sing vrede op die aarde en die mense welbehae, wat sê hulle? Wat is die boodskap van dit? Ek dink dit sê dat 'n mens nooit hoef te twyfel dat die lig uitgedoof sal word nie. Ja. En hulle sing dit te midde van 'n ouer paar wat nie plek in 'n herberg het nie. Ja, en wat regtig, en wat later moet vlug. Ja, wat nie maklike omstandighede en waar daar 'n kindermoord plaasvind. Ja. Hulle sing dit te midde van dit. Hulle sing dit te midde van 'n volk wat deur die Romeine onderdruk word. Vrede is 'n oopheid sodat God se lig deur my kan vloei, sodat God se lig so by my bly dat ek kan lig word. Al is dit 'n klein straal. En 'n bietjie van die donkerte kan laat lig. En 'n bietjie van die donkerte kan laat lig om vrede te bring, om lig, om verligting te bring. Ek dink dit maak dit vir my meer konkreet, tasbaar. Iets waarmee ek kan en is wat Jesus vir ons kom wys het. Ja. En kom leef het. Ja. Presies dit wat jy nou gesê. Ja. Want dit sê so mooi, is dit in Johannes, waar daar staan en die lig skyn in die wêreld en die donkerte kan dit nie oorweldig nie. En dat 'n mens daaraan vashou. Met ander woorde ook klein, maak nie saak hoe klein nie, om iets te doen wat net bietjie ligter maak. Om dit te kan doen.
Ja, wanneer 'n mens oor hierdie dinge begin praat, kom jy agter land, maar Mens wil moedeloos voel, né? ja, Nee. ek is nie so pessimisties soos jy nie. Nee. Dis 'n nuwe een. Nee, ek hoor ek is altyd pessimisties en ek kom eintlik agter dat ek die optimistiese ene is oor die algemeen. Ja, nee, ek dink in terme van dat 'n mens baie keer voel jy kan so min doen. Ja. Jy kan so jou bydrae is so skraal of jy wat kan ek nou doen? Daai beginsel van die ou wat langs die strand loop en dan tel hy so een vir een die see sterre wat uitgespoel het, tel hy op en gooi hulle in die water en dan kom iemand verby en sê, ag, wat help dit? Hier lê duisende. En dan sê hy, maar vir hierdie een wat ek nou teruggooi, maak dit wel 'n verskil. Ja. En as 'n mens net terugdink aan hierdie afgelope jaar en gesprekke wat 'n mens gehad het, net bloot gesprekke. En hoe in gesprekke jouself gehelp is, hoe ander gehelp is, dit maak my optimisties. Daar's altyd en daarom, dit kom nie uit myself nie. Nee. Dit kom nie uit myself nie. Dit is hierdie kanaal om die lig te laat inskyn. Die lig moet eers by my uitkom. Ja. En dit is 'n werk wat nooit ophou nie, maar wat ek glo wat vrug dra op maniere wat ons nie weet nie. En ek dink die mens moet ooit onderskat wat jou ingesteldheid, hoe jy oorkom Ja. vir mense verligting en vrede laat voel, 'n rustigheid bring. Ja. As jy mens kyk hoe klein babetjies reageer op 'n mens se onrustigheid. Ja. Dit is iets wat mense aanvoel. Ja. Nee, ek hou vas aan vrede. En weet dat daar werk is. Ja, of dat ek kan toelaat dat dit gebeur. Ja, dis mooi Ja. gestel. Dankie julle. Volgende week behandel ons 'n ander tema. Ja, en as jy op die pad is, ry lekker. Geniet die vakansie. Mooi bly. Tata.